Wat is die plan God, die plan vir my? Dit voel asof deesdae daar 'n gedruis opgaan na die Here vanuit ons land uit, deur mense wat hierdie woorde vir hom vra. Wat is die plan God, die plan met my? Ek weet nie of jy dit al gesê het nie. Dis nogal iets wat in 'n ou se hart kom lê, en dan wil 'n ou weet. En ek wil vanmôre bietjie met julle daaroor praat. Nou, Steve Hofmeyer sing die grondgebed. Ons gaan die link vir julle onderaan bysit. Luister asseblief na hierdie lied. Wat is die plan God, die plan vir my? Ek kyk teen heuwels vas, maar u kyk verby. Sulke pragtige woorde. En ek dink ons het nodig om te weet, wat is God se plan dan vir my? Maria Magdalena, in The Chosen word dit so mooi gewys, vra sy vir die Here, wat wil hy met haar doen? Wat is sy plan met haar? Hierdie vrou het 7 demone in haar gehad en die Here het haar genees. En dan haal die Here Jesus Christus Jesaja 43 aan. Kan ek dit vanmôre vir julle lees, want jou skepper, jou maker, se plan met jou is eintlik pragtig geskrywe hier in Jesaja 43. Luister net na die woorde. Maar nou Jakob, sê die Here wat jou geskep het, wat jou gevorm het, Israel, en nou kan jy jou naam daar gaan invoeg, Elmor, ek wat jou gemaak het, ek wat jou geskep het. Moenie bang wees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy behoort aan my. Wanneer jy deur diep water gaan van moeilikheid, ek sal by jou wees. Wanneer jy deur riviere gaan, sal ek hulle jou nie wegspoel nie. Wanneer jy deur vuur van verdrukking stap, sal jy nie verbrand nie. Die vlamme sal jou nie verteer nie, want ek is die Here, jou God. Ons maker, ons skepper, die een wat ons gevorm het in ons mamma se maag, die een wat jou wou hê, want jy is nie sommer net verniet nie, skryf hierdie woorde. En dis presies hierdie woorde wat hy ook vir Maria Magdalena in The Chosen, ons sal daai link ook sommer onder vir julle bysit, dat julle daarna kyk, wat hy vir haar sê voordat hy haar genees. Wat is sy plan dan met my en jou? Partykeer dink ons te wêrelds daaroor. Ons dink in terme van dit wat ons hier moet beleef. Steve Hofmeyer sing ook daar, wat gaan word van my kinders, Here? Gaan ek my gesin bymekaar hou, Here? Gaan ek eendag my kleinkinders sien? En ek sien so baie oupas en oumas moet oud word sonder om hulle kleinkinders te sien. Sien hulle net so oor die foon nou en dan, want hulle bly op ander plekke. En nou kom die Here en hy sê, daar's 3 goed wat sy plan is met my en jou. En die eerste ding is, hy wil hê ons moenie bang wees nie. Hy wil vanmôre vir jou kom sê, my kind, die lewe gaan gebeur. Maar ek wil hê jy moenie bang wees nie. Ek wil hê jy moet weet dat as hierdie waters kom, en as die vure kom, en as verdrukking kom, en as dinge in jou lewe moeilik raak, want is gewoonlik dan wanneer hierdie gedruis opgaan na die Here, God, wat is die plan vir my? Ek het dit baie meer gevra vandat ek in die motorfietsongeluk was, as vroeër in my lewe. Want ek wou weet, wat wil hy dan nou met my? En toe die Here my kom rustig maak en sê, almal moenie bang wees nie. Het help nie om bang te wees nie. Want jy behoort aan my. Jy behoort aan my. Ons loop partykeer met vrese en angs los. Ek het nagte wakker gelê oor goed in my lewe, wat ek na die tyd besef het, maar die Here was in beheer. Want dan kom sê hy dit hier. Ek is in beheer. Ek is die een wat hierdie goeders vashou. Ek is die een wat op die ou einde die uiteinde bepaal. Jy moenie bang wees nie, want
jou maker is die een in beheer. En dit voel partykeer nie so nie. Dit voel vir 'n mens asof alles anders in beheer is behalwe God. Asof alles jou meesleer in 'n rigting, behalwe die maker, ons hemelse Vader. Hy sing, Here, ons kyk teen die heuwels vas. Jou maker kan verby dit kyk. En dis hoekom hy sê, moenie bang wees nie. Hy kan sien wat ons nie kan sien nie. En dan die tweede wonderlike ding wat God eintlik so in 'n mens se hart wil kom inpop, hy kom sê vir jou, ek verlos jou, ek maak jou vrou, jy sal nie oorwin word nie. Met ander woorde, die Here sê, sy plan met my en jou is dat ons gered word, dat ons vir ewig sal lewe, dat ons saam met hom verby die heuwels kyk en besef maar, ons is gekies vir iets baie groters as ons aardse bestaan. Ons is deel van die koninkryk van God, wat nooit tot 'n einde gaan kom nie, waarin hy volle beheer het. En dan sê hy dit, hy sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Jy behoort nou aan my. En hierdie naamroep is eintlik baie dieper as wat ons dink. As God jou by jou naam roep, dan grafeer hy ook jou naam in sy handpalm uit. Skryf hy jou naam in die boek van die lewe. Hy praat so mooi daarvan in Johannes 10, waar hy sê, as jy eenmal in sy hand is, as jy eenmal daar gegrafeer is, kan niemand jou ooit weer daar uitruk nie. Romeine 8 skryf Paulus, niks kan ons skei van die liefde van God nie. En daarom hoef ons nie bang te wees nie. Daarom sê hy, ek red jou, ek maak jou deel van 'n koninkryk wat nie altyd so sigbaar is nie. En as Steve Hofmeyer daai lied sing en as Maria Magdalena vir die Here vra, wat wil jy met my? En dan op die ouend hierdie geweldige ontdekking. U is die Messias, u is die koning van die wêreld. U is die een wat my in u hande vat en my deur al hierdie goed gaan lei. U is die een wat my nie sal laat uitdruk nie. U is die een wat my nie sal laat verlore gaan nie. Dis God se belofte. God se belofte is, jy sal syne wees vir ewig. En daarom skryf Jesaja dit al hier in Jesaja 43 en haal Jesus dit gereeld ook aan wanneer hy met sy mense praat. Ek weet nie waar jy vanmôre is nie. Miskien is dit 'n helder oomblik. Miskien is dit 'n nadenkende oomblik. Miskien is dit 'n plek waar jy ook in jou hart hierdie vir die Here wil sê, Here, wat is u plan? Wat is u plan met my? En dan kom sê die Here vir jou, moenie bang wees nie. Ek het jou by jou naam geroep, ek het jou gevorm. Ek het jou gevorm. En niemand kan jou ooit uit my hand uitruk nie. Ouers, weet dit van julle kinders. Kinders, weet dit van ma en pa. Weet dit van mekaar. Herinner mekaar hieraan dat ons behoort eintlik aan 'n baie groter koninkryk as wat ons met ons oë kan sien. Mag hierdie jou vandag net kom vat en al die bang uit jou hart kom wegvat en vir jou sê, is okay. Amen.